Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie koel Vrydagoggend. En ja, ons gaan voort met Lukas 10 vanaf vers 13. Wee jou Chorazim, wee jou Betsaida. Want as die kragtige dade wat in julle plase vind het in Tyrus en Sidon gebeur het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit op die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, sal jy tot in die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal na Hades afdaal. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Geliefdes, ons lees tot sover. Hier veroordeel Jesus 3 stede. En 'n baie sterk oordeel. En dit is van die plekke waar Jesus die meeste opgetree het. En hulle het Jesus bewonder. Maar Jesus soek nie bewondering nie, hy vra bekering. En weet jy, dit moet my en jou laat dink, ek en jy het al soveel keer met die evangelie te doen gehad. Ons het al soveel preke gehoor, ons het al soveel keer die woord gehoor. Het dit jou diep genoeg geraak dat jy tot bekering kom? Dat jy jou absoluut jou lewe aan die Here gee? En dan is hier 'n interessante stelling wat Jesus maak. Onthou die konteks is hierdie mense wat hy uitgestuur het om die koninkryk te gaan verkondig. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Geliefdes, ek en jy moet baie seker maak dat iemand wat preek regtig die woord van God verkondig. Is dit suiwer? Is dit wat hy sê, dit wat in die Bybel staan? Die twee moet mee verband hê. Dit moet absoluut korreleer. Maar as dit waar is, dan kan ek nie 'n spul ander goed gaan sê nie. Dan kan ek nie ander goeders en ander kriteria hê nie. Dan moet ek luister. En jy moet baie mooi hoor, as iemand iets in die woord sê, en dis die waarheid, dis die woord, en dit ontstel jou, en jy luister nie, dan is jy eintlik besig om na Jesus nie te luister nie. En dan is jy besig om vir Jesus te verwerp. Want jy verwerp die woord. So dan moet jy baie mooi gaan dink. En ek dink daar's baie mense wat vandag dit doen. Ek hou nie van wat gesê word nie, ek hou nie van hoe dit nie doen nie, en daarom verwerp ek die woord. Jy is besig om vir Jesus en vir God te verwerp. Ek en jy gaan moet leer om nederig te wees en te hoor wat die woord sê. En dan stel ek myself onder die woord. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag hê. En ja, Here, leer ons 'n gees van onderskeiding, dat ons kan weet wanneer iemand die waarheid praat. Maar as iemand dan die woord verkondig, Here, gee dat ons mag hoor en luister. Amen. Vriende, mag jy baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.